Ek ken die Beastie Boys goed, ek ken vir Breebors en Becky goed, maar hoe goed ken jy vir Bobby en Brendan? Baie welkom julle. Hallo manne. Kyk, Bobby is hier. Dankie. Ja, ek is bly jy is hier, Bobby. Hallo Brendan daar op die lyn. Gaan dit goed? Goed te julle. Nee, lekker. Man. Hoorie so nou, kom ons begin. Wie van julle twee is die moeilikste reismaat? Ons begin sommer dadelik by die awkward vraag. Moeilikste reismaat en hoekom? En moet nou nie diplomaties wees nie. Ons soek nie daai HR antwoord nie. Ons soek die waarheid. HR. Bobby, ek Ons sal is een nie van die uit- span vat hierso. Ek sal een van die span vat. Vat jy hom? Ja, ek sal hom vat. Okay, sê vir my hoekom. Ek dink is omdat ek so heeltyd honger. Heeltyd wil eet. By elke plek moet ons stop. Ja, ek het baie, maar Brendan kan nogal inpak hoor. Hy Okay. het nogal baie. So hy wil Ek het heeltyd gesien eet. jy het gehou van die hashpuppies dink ek. Hushpuppies. Die hashpappies, ja. Hy Nee, wou dit is net 'n interessante storie. Brendan wou mos heeltyd Taco Bell eet. Nou soos die slash puppy maar die hashpuppy, maar dis nou net ietsie Ja. wat jy kan eet en nie drink nie. Okay, nee, baie interessant. So sê gou vir my nê, was daar 'n oomblik waar een van julle gedink het sonder die R as hierdie ou nog een keer praat? Los ek hom by 'n petrolstasie want ek het gesien hè, daar by die Amerikaanse gas stations as ons nou praat hierso van julle nuwe program. Jy weet ander damse eende. Ek het gedog is gaanse, maar Bobby moes self die petrol ingegooi het. Toe kom Brendan 'n dag te laat daaraan. Toe moet Bobby hom nog met die RV gaan haal en toe is Nice. Brendan dadelik soos nee, maar ek's honger. Jy weet, so was daar 'n Ja. bietjie konflik tussen julle twee. Nee, niks nie, gelukkig nie. Ek dink ek sê nou dag vir iemand, dis omtrent 6 manne in 'n RV bus. Ja. 'n Baie groot bus. Ek dink dit is 'n groot verskil as jy 6 dames in 'n RV bus O, sit, jee. van New York tot LA. Dit sal is gaaf dalk 'n ander storie. So ek Ja, dink ek saai nie op vir dit. ja, nie. ek dink No, thanks. ek dink 'n man travel baie makliker volgens my. Hoorie nou, watter Amerikaanse stad sou julle sê het julle musikaal die meeste verras en watter een was kind of bietjie van 'n letdown? Sure, my favorite was definitief Texas. Ek dink amper Brendan ook. Dit was 'n amazing plek. Dit voel vir my of ek daar kan pas. Ek dink dit voel soos klomp Afrikaanse mense wat net anders klink. Okay. Dis ons kultuur, ons mense, ons musiek. So dit voel soos boere. Texas was baie welkom daar gevoel. En obviously die country dis obviously die favorite daarso en vir ons ook so. Dit het baie uitgestaan. En Brendan vir jou? Myne was verseker ook Texas gewees. Vir my die enigste letdown was soos Los Angeles. Ek weet nie, ek hou net nie van 'n stad nie en ek dink die res van die ouens het dit goed agtergekom. Classic boerseun. Ja, maar Texas was awesome. Soos Bobby sê, dis ons tipe mense. Hulle gasvryheid is amazing. Hulle het soveel respek vir jou. Hulle is vriendelik. Ja, en jy sal nooit daar rondloop en uitvoel nie. Jy voel net deel van hulle. Hulle maak jou deel van hulle. Hoorie Brendan, maar nou so gepraat van hierdie boerseun ding nê. Julle het nou daar by Sonet Bridges gaan kuier daar in ek dink Suid-Amerika. Maar wat vir my nogal interessant was, jy en beide Bobby, julle is met julle plakke daar deur haar mansion, want Mel die storieverteller sy doen mos nou die vocal daar in die agtergrond, so sy het heeltyd sy kommentaar wat sy gee. Toe sy soos, "Jene, hulle is met die plakkies deur die mansion. Nou hoe dit nou gebeur?" Love it. Ja, ek haat skoene. 'n plakkie hide die evidence. Jy weet, hulle kan sien hoe krom jou tone is as jy dalk 'n bietjie evidence agterlos nie. Nee, ek is nie mal oor skoene nie, so of jy sal my kaalvoet kry of in plakkies altyd. Hoorie, As ek maar- moet aantrek, sal ek 'n vellie aantrek. Het julle lekker gekuier daar by Sonet, want ek het gesien voordat julle in die ateljee by Rivers and Bridges ingeloop het sy so 'n hele toertjie gegee van Bless Bridges wat uiteraard haar pa was en daar was aan die linkerkant was dit daai outfit wat hy aangetree het op sy heel laaste vertoning. En Brendan, ek seker hierdie het jou nogal beïndruk, die gitaar wat hy gekoop het op 16-jarige ouderdom, nê? Ja, dit was amazing. Ek het amper dieselfde tipe storie. My eerste gitaar wat my pa vir my gekoop het was ek 7 of 6 gewees en ja, ek het hom nog steeds so vir hulle om nog steeds daai gitaar te hê. Nou hy so lank en great loopbaan gehad het, is amazing. Sure. Hoorie Brendan, ons gaan nou maar vir jou goodbye sê. Ons weet jy het 'n stywe skedule, maar jy moet maar gou weer hier by my en Anelma kom kuier op Route 326 in die ateljee. Hoor, ons wag vir jou. Ja, ons wag, Seker, ja. dankie julle. Okay, Dankie bye. Brendan. Dis Brendan daar aan die ander kant van die lyn. Ons praat oor Annerdam se eende Hoorie, wat maar- nou eintlik die 12de Januarie al begin het. Gisterand was die tweede episode gewees. Luister maar, terwyl Brendan nou weg is, Bobby. Is daar enigiets wat Brendan soos doen op die roadtrip wat hy dink niemand raak sien nie, maar jy het dit raak gesien?
Nee, ek weet nie. Niks dodgy nie. Niks Grou nie dodgy. partykeer is hy nee is en dink niemand Nee, kyk hom ek nie. dink nie so nie. Ek dink daar is definitief verskil in poep of twee. Okay. Nee, Ja, man. maar dit is maar 'n Dis maar wat dit Een is. busvol Dit is man, maar so dit ja, gaan gebeur. exactly. Daarom 'n groot AW, weet jy. Ja, maar maak ek jy dink die hulle het ryk- al daai poepe en die poepe uitgeëdit. Ja, hulle moes maar. Ons voel maar gemaklik om met mekaar, maar nee, daar's niks weird nie. Hy hou net regtig baie van eet. Jy Ja, sê en- eet regtig heel Ja, veel. ja. Toe land hulle nou by hierdie een pub waar Brendan nou die gitaar gryp en hy sing en toe sien ek die regisseur of vervaardiger dan nou Johan Johan. Ackerman probeer vir Brendan van die verhoog afkry, maar hy wil net nog een liedjie sing. So ek meen jy was seker ook maar gaan slaap daai aand en Brendan wil sing. Hy wil heeltyd sing. Hy het regtig baie guts. Ek het nie soveel guts as hy nie. Hy klim net op enige stage en sing. So ek het maar vir hom, hy het tog al baie gesing. Hy like dit baie. Ek like ook sing, maar Nie so baie soos ja, Brendan. ek hou van sing, maar dan moet dit ek weet nie op my eie wees. Ja, maar dis omdat jy dit al 'n bietjie langer doen as Brendan, jy sien. Ja, hy's ek nog maar- heavy. Kom met die lewenservaring. Ja, ek is Ja. oom Bob. Oom Bob. Okay, ons Oom moes Bob. eintlik nou vir Nee, Brendan praat. ek dink nie daar's enige tannie in Suid-Afrika wat jou gaan oom Bob nie hoor. Daar's nie 'n manier Die nie. boer ding is hier in die ateljee en hulle was ook daar in Amerika, Bobby en Brendan. Ons is net hierna terug saam met Bobby in die ateljee. Hier is Boerding. Die Bobster hier op Groot FM 90.5 met 'n boerding. Daai saam met ons in die ateljee vanmiddag hier op Route 326 is Bobby van Jaarsveld. So jy en Brendan is nou te sien in Annerdam se eende, Bobby, soos ons nou vroeër genoem het, wat nou al maandag die 12de Januarie begin het op Kyknet. En dit is nou julle musiekreis eintlik deur Amerika, ook as pelle. So wat het Amerika beter, sou jy sê, na jou reis as Suid-Afrika gedoen en wat het julle ook laat sê, ag nee man, dis beter by die huis? Ja, kyk, Amerika is altyd groter. Alles is groter daarso. Die kos, die geboue, die mense is definitief groter. Ja, want hulle eet die hele tyd McDonald's. Ja, want daar's letterlik Maar om dis elke hoek en letterlik 'n draai ding. net oral takeaways. Ek moet sê is baie gemaklik. Ek het self 5 kilos opgetel. Oh nee, nice. Ja. So ek het 2 gedrop dink ek. Ja, nee, maar maklik. die plek maak jou reg baie vet. maar ek was al 'n paar keer daar in Amerika en ek is baie lief vir daai plek. Ek sou baie maklik kan aanpas, veral Texas. Omdat ons mense voel. Maar ja, in Amerika is alles groter en beter en ek moet sê wat lekker daar is alles werk. Ja. Ja. Die stelsel werk, alles daar werk. So dit was nogal lekker om in 'n land te stap en dinge werk net. Ek meen ons was daar in die government shutdown gewees. Toe hulle die government geshutdown het vir 'n maand of 2 wat ek op. O, ja? En nog steeds het alles net gewerk. Sjoe. So Ek maar vraag, het jy jerky geëet? ek het En is baie sleg. nee. Vir my So baie ons doen biltong definitief. Ja, nee, hulle verstaan nie biltong nie. Nee, hulle doen regtig Dit nie. klink nie lekker nie. Hoorie maar nou die titel, Annerdam se een. Okay, baie belangrike vraag. Wat sou jy die show genoem het as jy dit iets anders kon noem? Want ek en Fransjo praat toe nou gister en ons sê okay, ons gaan nou met Bobby en Brendan gesels oor Annerdam se eende. Hy like toe Annerdam se ganse, ek like Annerdam se likkewane. So, wat dink jy sou jy die show noem? Ja, ek weet nie, ek het nou nog nie daai vraag gekry nie. Dink jy voel soos 'n Annerdam se een daar? Dis Want jy sê definitief- jy voel daar tuis in Texas en Ek voel tuis, maar soos elke land is daar maar ook jou vreemde mense. Ek meen ons het even in Texas rondgestap en toe hardloop daar 'n oom met 'n doek aan in die straat. So Ag nee. Wow. daar's nie ja, so dis So het hy geïdentifiseer as 'n baba. ek weet nie, maar dit het my gepla want ek wil aan alles ryk. Nee, Bobby. So nou wil ek net eintlik ryk hoe ryk daai doek. Nee. Ek het hom nog nie gevolge gehardloop nie. ek wou net jou Nee, vra nee, wie nee. vir jou gevra het, hoorie dude, wat's fout? Dis dalk hoekom ek gehardloop het van baie weg. Dalk was dit net soos 'n giant baba of 'n giant Nee, maar toddler. ek dink regtig hy identify as 'n baba seker. Dit is mal. Ja. Nee, crazy. Hoorie maar jy wat nou sê jy wil aan alles ryk. Ek het nou daai episode gesien toe. Ek dink dit was ietsie soos wat is die woord nou blaarslaai of was dit spinasie of iets O, wat in New geplant het in daai pot. Ja. Dis Bobby soos nee, hoor hierso kyk hierso hulle plant tot nou spinasie. Toe vat hy nog al 'n hap daarvan en toe na die tyd toe sê Bobby luister, ek hoop nou nie iemand het hier op gepiepie nie want dit is soos 'n straatplant. Ek weet nie hoekom Dis plante- awkward. Ek dink 'n spinasie of iets wat hulle daar Spinasie, plant ja. in die strate van New York in die potte soos nou Die weet ek arme nie- mense wat nie kos het nie. Ja, en toe het ek dit nou in my mond gedruk en toe proe dit so bietjie soos piepie. Dis So gross. ek weet nie wie daarteen gepiepie nie. Sure. Nie ek nie, dis nie 'n boom by loftes nie. Dis hoekom jy daai 5 kilo so maklik kon afskud. Ja. My maag het ook lekker gewerk aan haar. Food poisoning van 'n potplant. Maar ek wil nou eerlik by jou hoor. Was die sky jump 'n pure bravade want jy het dit mos gedoen daarso, nê? Ja, in Vegas, ja. Ja, of het jy halfpad af jou lewenskeuse so bietjie bevraagteken? Kyk jy
sing definitief 'n psalm voor jy spring. Ek dink jy ontmoet weer die Here voor jy spring. So jammer oor alles, vergewe my. Maar ek love it. Ek het al baie gebungee jump, so dis nie vir my 'n baie scary. Dit is scary natuurlik. Die ergste van alles is daai keuse om te spring. Daai keuse is die ergste. Maar nee, dit voel vir my dat laat my lewendig voel. Adrenalien rush. Hoe vergelyk dit met die jumps wat jy al gedoen het? Was dit erger? Was dit nie so erg nie? Dit was nie so erg. Ek het Bloukrans al 'n paar keer gespring. Is hy erger dink jy? Hy is definitief erger. Is dit? Maar dis 'n ander gevoel as jy spring van so 'n gebou af en dit is net 'n sementblok onder jou. Okay, so Bloukrans voel jy daar's 'n bietjie water onder jou. Kyk hoor jy. As iets gebeur, dan kan jy dalk. Ek wil net weet, het jy ook jou compression socks aangetrek vir daai sprong? Want ek het gesien toe jy nou op die vliegtuig klim, hierdie man is soos nee, hy gaan sy compression socks aantrek en toe sien ek jy het ook 'n baie lekker kussentjie daar waarop jy slaap in die vliegtuig. Ja nee, kyk, daai compression socks werk vir my. Ek was nou in Australië toe ook saam met my kinders in Australië. Ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ek het hulle definitief geembarrass daar, dit my baie gelag vir my sokkies. Maar dit werk dit as jy vlieg en jou voete swel? Ek beloof jou baie goed, my voete want my voete swel ook altyd as ek vlieg. Ja. Dit swel glad nie. Dis net 'n mission om dit aan te trek, maar dit werk. En om dit uit te kry seker weer. Daar leer Bobby myne van compression socks. Hoorie nou Bobby, wat hoop jy sien kykers raak van jou in hierdie show wat hulle dalk nog nooit voorheen gesien het nie, maybe wanpersepsies van jou, want jy's kind of net jouself eintlik daar, jy weet living it up in Amerika. Wat hoop jy sien ons raak van jou? Ek hoop hulle sien die show raak in opsigte van dis nie daar's nie 'n teks nie, daar's nie 'n skrip nie, daar's nie It's not that deep. You know, it's just fun. Dit is net 'n fun show, dis nie 'n ernstige show nie. Anything could happen. Dis die lekker van die show en die kameras moet bly rol. So daar regtig baie interessante dinge gebeur wat ons nog nie kan verklap nie, maar die mense sal sien. Maar ja, ek dink dit hulle moet sien dat dit ek dink is 'n bietjie tyd vir 'n real show. Dat daar nie ek hoop ook om baie meer seisoene daarvan want dis bietjie ek weet nie, dis tyd vir iets real. Reality. Ja. Ek hou ook van reality. 'n Lekker Afrikaanse reality TV, maar soos actual reality. Ek wil nie meer twee boere daar in Amerika. Ja, ek wil nie meer sien hoe mense date niks oor dit. Ek wil net vra oor daai, ek dink dit was in die eerste of die tweede episode uiteraard, waar jy ook so half met 'n huisbak opgegaan het. Waar was jy daar toe dit so gereën het? Jy kon omtrent nie die view waardeer nie. Dis daai groot gebou, wat is daai bekende gebou? Empire State, is dit daai een? Dit is Wag, was julle in New York? Julle was nie in New York. Ons was in New York, ja. Hy het mos die Statue of Liberty ook gesien. Daai ding, ja, nie daai ding, daai tannie. Daai ding. Daai groot tannie het ek gesien. Daai groot tannie. Sy is nie so groot nie, in regte lewe nie. Nee, sy is te oulik. Ja, heel op haar plek. Ja. Sy bly op haar plek. Okay, vasgegrond. Daai lift het opgegaan, ek dink wat 67 vloere, ja. Verskriklik hoog. 6-7, dis crazy. Ons gesels nou so lekker met Bobby van Jaarsveld hier in die ateljee oor Annerdam se eende en jy kan daarna kyk op 'n Dinsdag, nie 'n Maandag aand 9uur op Kyknet kanaal 144. Ons is net hierna terug. Skyn op die album die eerste 10 jaar dis Bobby van Jaarsveld met 'n Engelse liedjie hierdie keer. It's Always Been You, Groot FM 90.5. Die man is saam met ons in die ateljee. Ons praat bietjie oor Annerdam se eende. Dit is die nuwe reeks op Kyknet saam met Bobby en Brendan Piper. Right nou Bobby, julle het meer as 5500 km deur die Verenigde State van Amerika afgelê en op meer as 8 verskillende verhoogplekke gesing. Wat het hierdie reis sou jy sê aan jou kreatief gedoen? Ek dink dit maak jou wêreld oop. Ons is nogal, ek dink mense raak gemaklik in die industrie. En jy raak gemaklik in jou skryfstyl en dan kom jy daar en dan is die wêreld net soveel groter. En soveel meer, ek weet nie, possibilities daar buite. Besef. En ek dink jou musiekstyl verbreed definitief. So ek dink ons het baie geleer van country om die country te skryf. Want as jy daar skryf jy anders. Jy moet in hulle vernacular, in hulle taal, in hulle maak sin. Eintlik maar skryf. Want jy gaan baie dinge waar country sterre sing, gaan jy nie eintlik verstaan wat hulle sing nie. So dit is nogal cool om country is baie story liedjies. So dit voel vir my ons het geleer om te begin stories skryf. Sure, in plaas van net vasgevang te word in die kommersiële stampmusiek. So dit is 'n langtermyn ding wat jy saamvat van die hele trip af. Ja, verseker. Nou so gepraat van stories nê. Bobby, jy's ook nou te sien in Ek, Jy en Hy. So ek wil vir jou vra, want ons almal weet jy's 'n fantastiese akteur ook, maar hoe is dit anders om 'n karakter soos byvoorbeeld nou Jakes te vertolk teenoor om net jouself te wees in 'n reeks, 'n realiteitsreeks soos Annerdam se eende? Ja, dis twee wêrelde verskillende tipe shows daai op. Jy kan jouself wees op Annerdam se eende en dis baie eintlik makliker partykeer om
soos ek het nou nog in diepe waters ook gespeel as myself. Wow. Maar dis vir my moeilik. Dis om jouself te speel want dan overthink jy dit. Hoe is ek? Hoe is ek vir ander mense? So dis vir my baie makliker. Skrip as jouself. Dis weird. Dit is baie vreemd. So dis baie makliker vir my om 'n rol te speel soos 'n Jakes en ek hy en jy. Hoe is jy met woorde leer? Goed. Baie goed actually dink ek. Mooi. Ja, ek leer baie vinnig woorde. Maar ek love acting. Ek daar gaan nog baie meer. Jy was baie goed in Spoorloos ook hoor. Ja, Spoorloos. Dit was heeltemal 'n ander karakter. Dit was amazing. Ek dink mense aangewoond is as hierdie, jy weet, blue-eyed boy van die Suid-Afrikaanse musiekindustrie. Ja, wel ek dink die kinders moet so 'n bietjie begin kyk. Hulle dog een van my goed te kyk ooit. Ja, maar hoorie gepraat van jou kiddies, jy het een van jou laities saamgebring. Stel jouself net voor hier van die mense. Die man is nou hierso vars uit die skool uit, hierso saam met sy pa Bobby op 'n radio onderhoud. Hoe gaan dit met jou, my eister? Goed, dankie en ja. Nee, dit gaan baie goed. Lekker, love it, oor daai radiostem. Hoe gaan dit met Benji daar by die skool? Is jou beste pel neem ek aan, hè? Ja, ek het hom nog net gemessage. Ek wil vra of hy wil luister. Okay, nee, maar shout out to Benji. Benji, laat weet ons op die WhatsApp lyn of jy ingeskakel is. Anders moet jy maar net die podcast na die tyd vir ons. Ons moet net 'n oomblik vat vir die feit dat Bobby van die Haarsveld 'n paartjie is. So Upset Menlo, high five my. Ja, hulle is nou eers 'n week daar. Ons het getrek van Bellito af ongelukkig. Maar hier's baie meer werk hierdie kant. So hulle was in Engelse skole daai kant, so nou is hulle in Afrikaans vir 'n week lank. So hulle moet maar baie aanpas. Hoorie, maar stel gou jouself voor aan die luisteraars. Sê vir hulle wie jy is, hoe oud is jy, al daai lekker dinge. Ek's Leven, ek's 13 jaar oud en ek's in Menlo Park Hoërskool. En hy's die soetste kind in die hele skool. Hy is. Glo ek amper, hoor. So waar jy uitlewe? Nou jy van sport, is jy goed in akademie? Ek is baie goed in rugby en swem en soos daai goed is. Ja, ek speel ook hokkie en goed, maar ek's nie baie goed in dit nie. Akademie, daar's party vakke wat ek goed in is. Wat is jou favourite? Die boring vakke wat ek maklike punte kan. Okay, wat is LO? Soos LO, ek wou net sê. Okay, so jy love LO. Wat haat jy die meeste? Daar in 'n Engelse skool het ek van Afrikaans geloof want dit was baie maklik, maar hier nou is dit 'n bietjie huistaal. Ja, ek verstaan niks wat daai juffrou sê nie. Okay. So ja, dis my laaste gunsteling. Wiskunde, joh. Daar's 'n tawwe een hoor. Ja, dis moeilik, maar ek kom nog deur. Okay, great. Ja, maar as jy deurkom, is jy fyn. Jy gaan moet aanhou deurkom, seun. Sê gou, ons praat nou met jou pa oor al sy lekker oorsese reise, maar jy was ook al saam met jou pa oorsee gewees. Waar was julle en hoe was dit? Ons was nou net by Australië en Bali. Australië was my gunsteling plek. Ek wil actually daar trek. Ek probeer my pa nog oorweeg. Dan moet jy werk kry. Ek sal. Doen dit. Gaan jy 'n bietjie met daai lekker twang na Australië? Ja, gee vir ons iets aan maar. Nee, ek kan nie soos al wat ek kan sê is die sin van wat is daai MasterChef? You've got 1 minute left. Ja. Dis letterlik al wat ek kan sê. Maar dan kan hy daar by Robert Irwin gaan kuier by die Australiese zoo. Ja. Ja, dan vir jou werkie daar kry, jy weet. Ja, gaan werk by die zoo. Nee, maar daar die disgusting soos plumbing. dit word betaal. Vertel ons asseblief meer. Oor die Bobby skies, ons wil nie meer met jou praat nie. Ja, skies hoor. Dit word betaal meer as 'n surgeon. So ek gaan wow, gaan jy 'n disgusting plumber word? Ja, ek gaan hier swat vir plumbing en dan gaan ek daartoe trek. Dan gaan ek 'n miljonêr wees. Maar jy sê jou paycheck gaan nie disgusting wees. Dis 'n hele plan hier, Bobby. Ja, maar dan dan gaan jy die toilette by die huis moet begin skoonmaak, hoor? Yes, dis dit. Nee, ek gaan die pype reg maak. Jy moet jou hand in daai toilet druk. Jy moet nou al begin oefen. Maar jy kry handskoene. Okay. Nou daai het jy dit. Maar dan moet jy maar eendag vir jou pa sorg as hy nou 'n ou man is, dan kan hy al by jou intrek. Ja, hy het self gesê as die eerste kind van hom wat daartoe trek hy definitief saam. Nou daai. Wel, ek volg julle waar julle gaan. Ek los julle nie alleen nie. Nou maar pyp jy nou maar die pad vorentoe met pyp en al. Ja. Okay, daar's hy mooi, ek love it. Jy het nog 'n vraagie daar of nie? Het ek 'n vraag? Ja, ek het. Bobby, okay, nou na jou trip in Amerika, nee, sal jy weer so iets wil aanpak en waartoe sal jy volgende wil gaan vir so 'n tipe ding? Ja, ek love it. Ek sal regtig ek is baie lief vir toer en travel ensovoorts in ander lande te sien. Ek is baie lief vir Amerika. Ek dink baie van die mense, ek weet nie, mense kry 'n wanpersepsie van Amerikaners omdat die vreemde loud mense daar buite die meeste aandag kry. Maar die goeie Amerikaner wat voel soos ons voel, hulle is die sagte mense. En daar is soveel meer van hulle daar buite. So ek dink mense moet regtig besef ons Afrikaners en Amerikaners is regtig eintlik baie dieselfde. So hulle moet nie worry daaroor nie. Maar ander land, ek sal
Jo, In terme van 'n musiekreis, waar dink jy sou jy nog, jy weet, as jy na 'n ander plek toe gaan, waar sal jy soveel kan leer creatively of kan optree en sing en stuff behalwe vir Amerika? jo, daar is 'n moeilike een want ek dink Ja. Amerika is maar die major Dis ene eintlik daar maar buite. net ander plekke my Ja. in Amerika volgende keer. Bietjie Alles goed. Nashville, Ja, was jy ander- daar in Nashville? Oh, al? ek love Nashville, ja. Is dit? Ja, definitief. Kan dan 'n ek bietjie 'n love ander roadtrip doen. Ja, Dalk ek 'n was- bietjie, want jy hou van toneel speel, dalk 'n bietjie 'n stukkie Broadway gaan doen. Ek wil so 'n bietjie gaan ondersoek daar, want die vorige keer toe ek daar was, het ek in Franklin gebly by Michael W. Smith, die worship Wow, artist. okay, ja. So ek het vir 'n week lank by hom gebly. Dit was Sure. amazing. En ons het so 'n bietjie gegaan, ek dink was so 10 jaar terug. Dit is actually 'n baie goeie kontrak gekry daai kant. Maar toe kom ek terug Suid-Afrika toe. So, jette. maar ja, Alles gebeur ek gaan nog sit steeds moet. ja, ek gaan nog steeds kyk vir hom, gaan ek laai plek. Okay, great. Bobby, ek wil nou gou teruggaan na Annerdam se eende, nê? Want toe moes jy nou 'n RV bestuur daar in Amerika en jy het nogal benoud gelyk vir my daar aan die begin, hoor. Want toe check jy en Johannie regisseer nou eers jou lisensie wat jy nou hier in Suid-Afrika Ja. gekry het. Blykbaar hier kort jy 'n spesiale lisensie om so 'n tipe bus nou te bestuur, Ja. maar daar in Amerika werk dit anders. Hoe voel dit dan nou ook om aan die, jy weet, aan die ander kant Ja. van die pad ry, aan die regterkant van die pad? Nee, daai het nie reg gevoel nie, hoor. So, ek het daai bus gekyk en toe besef ek, hoorie, maar hierdie kan nie legal wees nie. Want in ons land is dit nie legal nie, maar daar in Amerika lyk dit my kan jy maar so ry. Maar ja, ek het al ons het 'n kombi gehad, Caravelle gehad, so ek ken 'n bus, maar hierdie is 'n bus. Dis 'n Dit is 'n massive ding. Patco bus. Wow. basis. En om te voel dat jy 5 ander passasiers in die voertuig het, dit is nogal daunting. En dis verkeerde kant van die pad, Ja, ander kant van dis die pad, hekties. en die stuurwiel is aan die ander kant van die kar. En daai ratte wat so op en af. Ja, en dis 'n massive ding. So en dan daai trokkers so by daai ding is so groot en lomp. So dit was bietjie scary. Nou kom met Brendan nie bietjie bestuur nie. hy het so 'n bietjie laat. Hy was besig om Hoe te het eet. hy? Ja, hy is- presies. ja, hy het later so 'n bietjie stokke gevat daarso. Maar nou met hierdie voorskou van episode 3, lyk dit asof jy 'n ongeluk maak met daai RV. Dit lyk so. Wat gaan daar aan? Jy mag nou niks Hy sê. mag nie. Ek mag nie sê nie, En Nee, jy maar is hy gaan- afgeskryf. daar was baie polisie. Kriek, O, yes. Hier kom dit nou. Die Jy hele Nee, wat die pigeon- NYPD daar wat. Hulle was oral daar. Hulle die hele Pigeon Forge Sjoe. tot stilstand gebring, die hele Dollywood. So al die karre. was Ja, nie julle moet kyk. Dit was O, ek kan nie wag. Ja, want nie. Brendan Dit sê was nogal in een van die episodes, luister Bobby, ons wil bietjie ietsie gevaarlik ook doen hier in Amerika. Volgende oomblik lyk dit vir my daar Toe raak dit gevaarlik, Toe raak ja. dit gevaarlik. Hoor jy nou Bobby, wat's volgende vir jou? Wat is op jou rooster vir projekte? Waarna kan ons uitsien? Daar's 'n paar TV-shows op pad wat ek weer gaan 'n bietjie toneel speel. Lekker. 'n Moontlike film. Ooh, okay. Ek dink. Of ek gaan doen of nie. En dan baie musiek. Ek het nou letterlik gister my 2 nuwe songs gekry van verskillende producers af. Awesome. So ek's baie excited Ag, daaroor. lekker. Ons So ja, kan nie dis baie besig en baie oor see travel hierdie jaar. Ons baie geleenthede en ja, net weer gewoond raak in Pretoria. Ja, ek kan imagine. So jy gaan eintlik bietjie nou in 'n silly season in, hoor. Ja. Baie besig, baie Ag, man, adapting. Baie lief vir Pretoria. Ek het al jare hier gebly. Ja, so. Pretoria is 'n lekker plek. Jy was al oral. Ons Ja, het maar nou- welkom terug, hoor. Ja. Nou voor jy aankom toe vra iemand in watter skool was Bobby? Toe sê ek nee, ek dink hy was in iets soos 12 skole. Hey, ja, in 8 laerskole, Jenne. verskillende Yeah. laerskole, verskillende dorpe en een hoërskool daar in Brits. Okay, Hoërskool Brits. Ja. Daar's hy. Brits is in die huis. Ek wil jou net nog 'n laaste vraag vra voor ons groet, nê, want die tyd haal ons nou verskriklik vinnig in. Maar op daai noot nou ook van wat is volgende ensovoorts. Wanneer sien ons jou bietjie by Stoetas? Stoetbol, Ja, want dan moet ek en Annelma kom kyk. kom dans bietjie daai. Yes. Ons wil die boer Ons ding soek kom doen. VIP Die ticket. boer ding daar. Ek het daar op die stage, ja. Ja, ja. Wel, een van die dae, ek is daar een van die dae. Ek is nie seker wanneer nie, maar daar is weer 'n show by Stoetbol. Bobby by Stoetas, ek love it. Bobby Ja, hy is terug in Pretoria nou. Nou is hy in Stoetas. Ja, as jy in Pretoria bly, noem jy dit Stoetas. Stoetas. Ja. Okay. Check jou in Stoetas. Nee, dis bietjie cringe, maar ag, ons gaan maar met dit. Ag, maar dit is 'n cringe crash, so dis Dis fyn. oulik. Leben, dankie dat jy ook saam met ons kom kuier het. Laaste woorde van jou kant af, my maat. O, okay, so ek wou net nog een ding sê wat ek actually gemis het. Okay, Ja. cool. Ek hou van UFC en ek wil probeer professioneel gaan. En my Okay. oupa, hy spot my eintlik oor dit, né? En hy sê hy sal my matches kom kyk wanneer ek wêreldkampioen is. Maar Oupa, hy die noem paar dit KFC, né? Okay.
maar dis al wat hy eet. Rarig. Is Maar hy FC? I love UFC, so ons gaan by daai 3 keer se gym by daai CIT gaan. Okay, ek het gesien jy het jou Stilnox wiki saamgevat Amerika. Ja, nee, representing. Okay, Ek is regtig verlewe en baie opgewonde dat 'n world champion UFC fighter gaan ook van Jaarsveld Plumbing begin in Australië. So ek's baie opgewonde vir jou Jy ben toekoms. op daai Stoei noot, met wil ek daai net vir jou dit sê nê. Luister my Eyster, hierdie was jou heel eerste onderhoud ooit. Ja. Of jy nou, jy weet, in die fighting wêreld ingaan of hierdie world famous plumber gaan word. jou loopbaan het hier begin. Hy het hier begin onthou Op ons. retreat. Ja, maar ek het altyd 'n backup plan. So Okay, nee, so dis een van daai twee gaan werk. Love it. Hierdie Love man it. se selfvertroue is ongelooflik. Bobby moet net vir ons 'n liner doen voor hy Ja, weghardloop. asseblief. Liner. Okay, Bobby, so obviously as jy nou gaan ons jou mis en dan as ons jou song speel wanneer ons jou mis, dan wil ons ietsie hê wat sê, "Hallo, ek's Bobby van Jaarsveld. Jy luister na Route 326 met François en Nama op Groot FM 90.5." Okay. So die show se naam is Route 326 want ons sal uit van 3 tot 6, 3 tot 6, verstaan ja. jy? So is Route 66, maar So- nou 3 tot 6, ja. So het jy dit. Sê Gaan ons weer, weer. ek het net Hallo, ek's Bobby van Jaarsveld. So dis obviously jou naam nie van. O, okay, amper seker Darren. Okay. Ja, so hallo, ek's Bobby van Jaarsveld. Hallo, ek's Bobby van Jaarsveld. Jy luister na François en Nelma En jy luister na François en Anama op Route 326 op Route 326 op Groot FM op Groot FM 90.5. 90.5. Boom. Sure. Okay, so Okay. ek gaan nie klap. Kom ek draai. O, is ons nou nog steeds live Ja, op air? ja. Ons is nou aan die air, hoor. Nee, ons worry nie. Ons Ah, gou Jy het nie net. gevloek nie. Julle is professioneel. Okay. Okay. Hallo, ek is Bobby van Jaarsveld en jy luister na Dan wat luister ons? Ruud. Ja. Hallo, dis Bobby van Jaarsveld en jy luister na Route 326 met Anelma. Ag, sorry. Nee, it's fine. Edit dit. Met François en Nama Moet gaan. ek sê Groot FM eers? Nee, sê met Mes jy François wil, en Nama. wat 'n volgorde. Ek love hierdie. Ons gaan dit Oh, baie julle is weer op pressure. Love it. Ag nee. Okay. Hallo, ek is Bobby van Jaarsveld en jy luister na Route 326 met François en Anelma op Groot FM 90.5. Lewen kan jy dit Got al it. beter doen as jou pa. Nee, hy het nie eens geluister nie. Met wat? Okay, nee, maar dis okay. hoor. Maar ek sal probeer. Okay, go. Wat moet ek sê? Sê jou naam en dan sê jy kuier op Route 326 met François en Nama, maar sê hallo, ek's Leben en Bobby is my pa en Moet ek ek sê kuier met ek kuier. en ek kuier Ja, met jy François kuier. en Nama op Groot FM. Hallo, ek's Lewen van Jaarsveld en ek kuier op wat? Route 326. Route 326. Ja, ja, ja. Ek's Lewen van Jaarsveld. Ek kuier op Route 326 met Anelma en François. Hoorie so. Maar aangesien die man nou nie hier was nie, moet ons seker maar 'n liedjie van hom speel. Brendan Doen Piper dit. met rooi vlag. Dankie Bob. Dankie Bobby. Dankie Lewen.